Hulle vra eendag vir 'n ou man, waaroor is jy die spytste in jou lewe? Toe sê hy, omdat ek nie na my pa en my ma geluister het nie. Toe vra hulle van hulle, wat het hulle gesê? Toe sê ek weet nie, want ek het nie geluister nie. So hierdie kongres gaan 'n kongres wees van luister. Ons is gewoond, ons kom sit hier as boere en ons kom luister. Vandag gaan ons versoek dat almal bietjie na die boere gaan luister en gaan hoor wat het ons op die hart. Ek wil hê julle moet mooi kyk wat staan daar. Someone else's reality is not your reality. Daar sit die aap, daar staan die kameelperd. Iemand anders se realiteit is nie noodwendig jou realiteit nie. Die wie advies gee, sonder dat jy jou ware situasie ken, is nie maklik nie. Dis waaroor ek vandag gaan praat. Dis die totale beeld waaroor ons gaan gesels. Daar is die boer, daar is die verbruiker. Dis die twee belangrikste rolspelers in landbou. Want sonder 'n boer is daar nie 'n ketting nie. En sonder 'n verbruiker is daar nie 'n waarde nie. En ongelukkig, wêreldwyd, is dit die twee rolspelers wat die minste beheer het oor wat hy betaal of wat hy betaal word. Wat ek vandag gaan doen, ek gaan niemand aanvat nie, ek gaan met niemand beklei nie. Al wat ek gaan doen is, ek gaan die boer sy realiteit probeer skets. Ek wil hê dat elkeen van julle moet probeer om jou in die skoene te gaan plaas van 'n boer. Die ou wat elke dag gekonfronteer word met sy oorlewing, sy winsgewendheid en sy veiligheid en hoe hy sy produk van en na die mark kry. Die lyn wat inkom na die boer toe, is sy insetverskaffers. Daar's 'n verskil tussen 'n insetverskaffer en 'n insetverspreider. 'n Insetverskaffer is gewoonlik internasionaal, 'n insetverspreider is gewoonlik plaaslik. Die invloed wat dit het op die realiteit van elke boer. Indien daar enige verwisseling van omstandighede plaasvind aan die insetkant, wie gaan daarvoor betaal? Die boer. Interessant, as die straat van Hormuz vanaand toegemaak word, dan is die dieselprys die volgende dag duurder. Ek spot sommer om te sê, daai skepe wat daai diesel inbring, ry verskriklik vinnig, om daai duur diesel hier te kry. Maar as die straat weer oopmaak, dan kom hulle met vreeslike stadige skepe om daai diesel vir ons te bring. Dis die realiteit. Op die ou einde betaal die boer vir dit wat daar gebeur. En dis nie in Suid-Afrika nie. Dis wêreldwyd. Is dit die situasie. Wat het gebeur? Hoe het ons daar gekom? Ek boer nou vir 40 jaar. Ek word volgende maand 65. Ek praat met redelike ondervinding. Ek beweeg tussen die boere. Ons boere is 'n unieke spesies.
Ek het 20 maande terug het ek 'n brief geskryf. Pleidooi vir die oorlewing van landbou. Ek dink nie ons verstaan waardeur ons boere gaan nie. Ons het verleer om ons emosie te wys. Ons het verleer om ons sê te sê. Vandag gaan ek sê wat nooit gesê word nie. Omdat boere nie wil opstaan en homself gaan blootstel nie. Hy draai dit in sy kop, hy draai dit in sy hart. Die waardeketting aan die ander kant uit. Wanneer daar druk kom aan die ander kant, wie betaal? Die boer. Hy betaal. Ek dink ons het verleer om daaraan te dink dat op die ou einde betaal die boer. Ongelukkig het dit so gevorder dat die insetkant en die uitsetkant begin glo het dat die boer is daar as gevolg van hom. Behalwe vir jag is boerdery die oudste beroep. Kain en Abel was die eerste boere. Kain was 'n saaiboer, Abel was 'n veeboer. Toe hulle begin boer het, was die insetkant nie daar nie, waardeketting was nie daar nie. So hulle het ontwikkel as gevolg van die boer. Ek wil so 'n bietjie in die geskiedenis teruggaan toe ek begin boer het. Hoe dit gewerk. Jy het jou grond gekoop en langtermynskuld by die landbank aangegaan op 'n eerste verband. Die Handelsbank was jou tweede vennoot. Hy het jou produksiekrediet gegee op 'n tweede verband. Daai tyd het ons geboer. Sommige jare was sleg. Sommige jare was beter. As jy 'n beter jaar gekry het, jy vir jou 'n bakkie gekoop, sommer met 'n cheque. En toe begin dit te moeilik raak vir die boer om daai bakkie te betaal. Toe sê hulle nee, ons maak dit vir jou maklik. Ons gee jou 36 maande om hom te betaal. Almal is tevrede. Rukkie later, toe raak 36 maande te min. Toe maak ons dit 48 maande. Baie vinnig, toe raak 48 maande te min, toe maak ons dit 56. Toe raak dit 60. Toe raak dit 72. 72 raak nou te lang, want dan is die bakkie gedaan. Toe vorm hulle vir jou 'n balloon payment. Wat wil ek daardeur sê? Stadig, maar seker het ons in die slagyster in beweeg, is ons vasgetrek, nou kan ons nie meer daar uitkom nie. Nou is ons afhanklik. Ons moet mooi praat, ons moet geduldig wees, ons kan nie sê wat ons hart begeer nie, want jy's bang. Dit kan teen jou draai. Kyk bietjie daarna. Die boer sit vas in die modder. Daar is die oplossing. Wat het die koöperatiewe wêreld aan ons kom doen? Dis wat gebeur. Stem julle met my saam? Is dit wat julle beleef? Almal klim op die wa. En almal slaan die boer. Want almal moet geld maak. Almal moet oorleef. Wat het die boer gedoen in die begin? Hy het boereverenigings gestig. Hy het homself georganiseer op die grond om sy belange te beskerm. Ek wil nie sê teen die ander nie, maar om sy belange te beskerm. Hy het provinsiale unies gevestig om sy belang uit te dra, om 'n stem te hê, om te kan praat. Georganiseerde landbou het ontwikkel boontoe op. Die hoofdoel van georganiseerde landbou bo was die staat, om die staat te beïnvloed, om dit makliker te maak vir die boer.
So het verskillende, die insetverskaffers het in Agbus verenig. Verskillende bedryfsorganisasies het ontstaan om die boer se belang te beskerm. Daar's 'n ander fenomeen. Die boer word ingedeel in 2 kategorieë. 20% en 80%. Daar word beweer dat 20% van die boere produseer 80% van die kos. Hy moet nog vir my bevestig word. Hulle moet dit nog vir my kom bewys. Want in landbou sit jy met verskillende kommoditeite. Jy sit met 'n basiese voedselkommoditeit en jy sit met 'n uitvoerkommoditeit wat insluit jou sitrusse wat die grootste uitvoerder is, jou wyn, jou druiwe, jou vrugte, wat nie basiese voedsel is nie. 'n Baie interessante ding, die 20% het nie jou kleinhandel insetverskaffer nodig nie. Hy doen dit by homself. So ons moet baie versigtig wees om die 80% agter te los of nie oor hulle om te gee nie. Wat het gebeur by georganiseerde landbou boontoe op? Hulle fokus het so verskuif daar na die staat toe. Die fokus het so geskuif na die staat toe, dat ons is bereid om die boer, die primêre produsent, die fondament van hierdie industrie agter te los. Ek sal net nou baie mooi verduidelik wat ek daarmee bedoel. Ek is bekommerd daaroor dat daar gesê word, want onthou, ons moet handtekeninge kry by die departement. So ons moet nice wees. Ons moet die DG 'n drukkie gee by die supermark as ons daar raakloop. Nee meneer. Minister Willie Oukamp het my iets geleer. Toe ons ingaan vir die skikking, het hy presies geweet, wat is sy verantwoordelikheid, wat is sy mag, en wat sê die hof, of wat sê die wet. 'n Handtekening word nie gekoop nie. 'n Handtekening word gegee as daar aan regulasies voldoen is. As jy aan die regulasies voldoen, het geen amptenaar die reg om daai handtekening te weier nie. Is ek reg of is ek verkeerd? Dis my probleem, wat daar verkeerd geloop het. Gaan plaas jou in die skoene. Ek sit met 'n boer in die Noord-Kaap, wat nou al 2 maande met my besig is. Hy wag 2 jaar vir 'n handtekening om embryos uit te voer. 2 jaar. Dit moet nie so wees nie. Dit moet verander. Back and close hier. Voor ek by back and close hier uitkom. Wat het die boer nodig? Infrastruktuur. Wie is verantwoordelik vir infrastruktuur? Die staat is verantwoordelik vir infrastruktuur. Die Vrystaat is seker die provinsie met die swakste paaie in die land. Wat is die huidige situasie? Wie maak die paaie reg? Die boer. Sit dit by sy insetkostes. Vir hoeveel jaar probeer ons om hande te vat met die departement, vir hulle te sê asseblief, julle het 'n begroting, allokeer 'n gedeelte van daai begroting, ons boere sal die paaie in stand hou beter as julle. Privatiseer die grondpaaie gedeeltelik, dat ons privaat kontrakteurs kry om daai paaie te kom skraap, want 'n privaat kontrakteur, as hy skraper breek, môre sal hy loop want hy verloor geld. Die provinsie het 40 skrapers, waarvan gemiddeld 6 loop.
Daar's in die laaste 30 jaar nie een skraperdrywer in die Vrystaat opgelei nie. Nie een nie. Daar's op 'n stadium vir ons gevra om te kyk of daar nie werklose arbeiders op die plaas is nie, wat hulle kan oplei om skraperdrywers te wees. Om 'n skraperdrywer te wees is nie om 'n stuurwiel vas tot 'n paar liewers te trek nie. Jy moet ten minste weet watter kant toe loop die water, om die pad ordentlik te kan skraap. Ons het daai versoek gerig. Dit was positief ontvang. Sekere jaar. Had niks verder gekom nie. Ons het bewyse van skraperdrywers in die staat se diens wat 'n nuwe skraper kry. Binne 2 weke is hy ondiensbaar. Hoekom? Want ek sit vir 2 jaar by die huis met 'n salaris. Die skraper staan. Dis die realiteit van die boer. Die fundament van die landbouwaardeketting. Die boer het vertroue verloor in die mense wat hom verteenwoordig. Don't kill the messenger. Ek praat met baie boere. Daar word baie agterdog gewek. Ons veiligheid. Ons kyk grootliks na ons eie veiligheid. Gelukkig in die Vrystaat het ons 'n baie goeie verhouding met die polisie. Ons werk baie nou saam om misdaad te bekamp. Ongelukkig sit jy met vrotappels. Boere moet in die nagte patrollies ry, in sy eie tyd, sy eie koste. Ons sit kameras op die boere se koste. Dan neem mense partymal ons kameras stelsels oor vir hulle eie voordeel. Kameras wat ons opgesit het. En dan wil ek vir die polisie vra. Dis die realiteit van 'n boer. Jy probeer misdaad self bekamp. Wat gebeur in sommige gevalle? Skielik raak jy die misdadiger. Daar was nie genoeg polisiewaens gewees om jou te kom help nie. Daar was nie genoeg personeel gewees nie. Maar gewoonlik 'n Vrydagmiddag of 'n Saterdagoggend, dan daag daar 6 tot 7 voertuie op met 18 polismanne om jou te kom arresteer. Verstaan my reg? Die polisie moet alle misdaad ondersoek. Hulle moet alle omstandighede in ag neem. Ons is nie daarteen laat ons boere ondersoek word nie. Maar daar's 'n manier om dit te doen. En daai is nie die manier nie. So ons vra. Ons hand is uit. Ons wil saamwerk. Maar moet ons nie teiken nie. Kom ons kom 'n bietjie by back and close hier. Ons het 6 maande gemors met back and close hier. Eintlik baie meer. Ons het eintlik van 2022 af. Het ons 'n klomp tyd gemors vir back and close hier. Ek gaan 'n paar stellings maak. En as iemand my wil aanvat daaroor, ek is na die tyd beskikbaar om my verkeerd te bewys. In 2021 toe back and close hier ingekom het, was die industrie en die departement so gefokus om die uitvoermarkte te beskerm en dit onder die tafel te probeer hou, dat ons nie voorberei het nie. 2022 het 'n 49 bladsy verslag uitgekom wat minister Tokko Didiza aangevra het oor die gereedheid van die departement en van Suid-Afrika om back and close te hanteer. Die verslag het onomwonde gesê ons is nie gereed nie. Daar het nie veel gebeur nie. Ek verstaan minister Steenhuisen het gesê, ek was nie daai tyd hier nie. Maar ons het 'n industrie gehad. Ons het die boereverteenwoordigers gehad wat daarna moes gekyk het. Dit skep agterdog. November maand, toe daar begin aksie geneem word, toe word daar 'n ministeriële taakspan aangestel, waar daar nie geluister is nie, na hulle nie. Die volgende, toe word daar 'n ICC gevorm, Industry Coordinating Committee. My eerste vraag was, wat moet hulle koördineer? Hulle het nie besluitnemingsmagte nie, hulle het nie uitvoerende magte nie. Hulle moet koördineer.
My vraag was, wat moet hulle koördineer? Daar was niks om te koördineer nie. Ons was in 'n laboratorium gewees om te gaan kyk, hoe kan ons enstowwe inbring? Die Argentynse enstowwe. 2 weke later, 'n week later, toe vind ons uit, maar dat die staat het besluit, die staat gaan alles doen, hulle gaan, is 'n staatsbeheerde siekte, 100%. 100%. Weet julle wat moes daar gebeur het? Daar is 'n ramptoestand afgekondig. Die minister of sy departement moes 'n besluit geneem het. Na die regering na Tesorie toe gegaan en gesê, ons soek genoeg enstof om ons hele kudde 2 maal in te ent. Hy moes die beheer gevat het, hy die mag gehad om dit te doen. Om ons hele kudde in te ent. Dat verpligtend gemaak het, die staat sou daarvoor betaal het, ons het hulle geënt, soos wat die World Organization verwag. As daar klaar is, dan gesit ons om 'n tafel, dan het ons die krisis afgeweer. Dan beplan ons vir die volgende 10 na 20 jaar toe. Dit is wat moes gebeur het. Dis nou te laat. Goed, ons het hof toe nee, ekskuus. Hierdie moet ek baie duidelik stel. Die media moet dit hoor, almal moet dit hoor. Want ons is gekruisig, omdat ons die minister hof toe gevat het. Ons het nie die minister hof toe gevat nie. Daar was 12 respondente in die saak. Was nie die minister wat geteken was nie. Die vraag wat ons gevra het is, nadat daar vir ons gesê, julle mag nie enstof kry nie, julle mag dit nie toedien nie. Ons het nooit gevra, dit baie in die media, oral op die platforms word daar gesê, ons wil enstof invoer. Ons wil nooit enstof invoer. Ons het gesê, ons soek toegang tot wettige ingevoerde enstof, en ons wil dit self toedien, soos wat ons BM toedien. Toe daar uit die departement het gesê, julle mag nie. Toe kry ons 'n regsopinie, om te sê, is dit so? Toe sê die regsopinie, nee, dat staan nergens in die wet nie. So wat het ons gedoen? Ons het die 26ste Januarie, het ons die brief uitgestuur na die minister in die departement, om te vra, waar in die wet staan dat ons nie mag enstof bekom en self toedien nie. Dis die vraag wat ons gevra het. Basis. Hy moes ons die 30ste antwoord. Wat ons ook gesê het, indien julle ons nie antwoord nie, gaan ons die hof nader, om julle te dwing om ons te antwoord. Nie om julle in die hof te gaan aanvat nie, dat die hof net vir julle sê, antwoord ons. So daar was 3 keuses. Antwoord, kom om 'n tafel, of gaan hof toe. Voor die antwoord moes inkom die 30ste, het die industrie hulle van ons gedistansieer, sonder om die brief te lees. Dit skep agterdog. Is daar agendas? Wat sê dit? En ek gaan dit sê. Minister Steenhuisen het een groot fout gemaak. Hy het vir 'n geslote groep gaan vestig, waar binne net sekere mense toegelaat is. En hulle, wat ons beskuldig, wat ons die minister sy pos gekos het, hulle het hom sy pos gekos, want hulle het hom verkeerd geadviseer. Dis nie ons nie. Julle kan tot in 2021 teruggaan, na Vrystaat Landbou se persverklarings. Elke een kan julle gaan lees. Ons het by dieselfde punt gebly, waarna dat dit vir ons gegaan oor regverdigheid. Dat dit gaan oor regverdigheid. Ons was in 3, voor ek daarby kom, nadat die minister gesê het, dan moet julle my maar hof toe vat, was ons vir 4 dae in mediasie, met die departement, met al die respondente, met hulle regspanne, was ons vir 4 dae in mediasie om te probeer om 'n oplossing te vind vir hierdie. Toe eers was ons gedwing om die hof te nader. So, ek moet dit sê, want niemand wil dit sê nie, want as jy in die media praat, as hulle met jou onder, jy 2 minute,
So op die televisie het jy so 3 minute om iets te sê. So, ek moet dit regstel. En hieruit wil ek niemand beskuldig nie. Kom ons leer die lesse. Kom ons raak oop. Kom ons praat die waarheid. Kom ons sê 'n ding soos hy is. Toe kry ons die positiewe uitspraak. Nadat die positiewe uitspraak uitgekom het die industrie nog steeds gesê, dis net interim. Die minister kan nog die wette gaan wysig. Wat sê dit vir my? Die industrie was nie saam met ons nie, want ons was saam met die boere. Die boere het ons ondersteun. Die industrie het ons teëgegaan. Tot 'n maand terug is daar op 'n verhoog gesê, die enigste leidende party in hierdie skikking en in hierdie hofsaak is die boere. Verduidelik dit vir my. Ek verstaan dit nie. En ek verstaan dit glad nie. Ek wil weer eens sê, my dank aan minister Oukamp, wat ons bymekaar gekry het om 'n tafel, beheer gevat het van die situasie en 'n skikking beding het. Ek het voor die uitspraak, het ek vir ouens in die industrie gesê, onthou net, julle bly die industrie. Julle is so kwaad vir ons omdat ons hof toe gegaan het. Maar julle bly die ouens wat moet beheer vat en hierdie saak moet oplos. Aan die einde van litigasie moet daar energie wees. Dit het nie gebeur nie. En ek sê hierdie goed, laat ons luister, laat ons hoor, hoe moet ons optree. Daar's agterdog geskep by die boere oor wat hier aangaan. Nog 'n fout wat gemaak is by die MTT, om dit 'n geheime organisasie te maak. Ons is daarvan beskuldig dat ons gaan chemiese wapens vervaardig. Waar dit vandaan kom, weet ek nie. So met ander woorde, voordat die minister ons moes antwoord, het die industrie reeds hulle van ons gedistansieer. Wat sê dit vir jou? Ek sê altyd ek is 'n Bobbejaan, maar ek's ou Bobbejaan. Dit het te maklik geraak om die waarheid te verdraai. Dit het te maklik geraak om geld te maak uit die boere uit. Onthou ons het begin met 'n prys van R300 'n dosis. Dit was die eerste pryse wat op die tafel was. Toe was hy R145. Dunewerks het gesien wat gebeur en die prys gaan vasmaak om die industrie weg te dryf van geld maak uit die boere uit. Ek het ouens in die industrie gevra, vooraanstaande ouens in die industrie, wat staan in die aanmaningsbrief wat ons geskryf het? Tot vandag het kon niemand my antwoord gee. Leiers in die industrie het 'n week na die skikking gesê ons het nog nie tyd gehad om die skikking te lees nie. Mense, jy staan aan die hoof van een van die belangrikste industrieë in Suid-Afrika. Jy doen nie die moeite om te gaan lees wat staan in die skikking nie. Wat sê dit vir jou? Het jy 'n agenda? Is jy eerlik? Is jy eerlik met die boere? Ons moet begin oopmaak. Ek was gefrustreerd in my jare in georganiseerde landbou. Dat wanneer ek vrae gevra het, is daar vir my gesê, nee, moenie worry nie, agter geslote deure. Daai geslote deure sal ek oopskop. Daar's nie so ding nie. Ons moet eerlik raak met mekaar. Ons moet eerlik raak en reguit praat. En ons moet mekaar kan verskil. Hard kan verskil om by 'n oplossing uit te kom. Ek het in die vorige vergadering gesê, as twee prokureurs saamstem, beteken dit een het nie gedink nie. Ek sê hierdie goed vandag. Daai ou betaal vir alles. Direk of indirek. En ek wil hê die waardeketting moet wakker word en dit begin besef. Soos ek hier staan vanaand, of vanoggend, praat baie boere met my. Ons is goeie toneelspelers hoor.
En baie van ons toneelspel eindig tragies. Want ons is trots. Ek wil nie vir die wêreld wys, dit gaan nie goed met ons nie. 31 Augustus kom aan. Die bloed gaan vloei. Wat is 31 Augustus? Dan moet ons produksierekeninge betaal. Waar die boer beland, praat met baie boere. Hy leef, hy stry, hy vroeg, hy soeg, om einde van Augustus, sy produksielening te kan betaal, om wat te kan doen? Net om die reg te hê, om weer geld te leen, om volgende jaar weer in dieselfde proses in te gaan. Daai death spiral waaraan hulle sê. Ons kom deur baie goeie oeste, maar die boere maak nie wins nie. Dis die realiteit, ek beskuldig niemand nie. Ons is uitgelewer aan wêreldmarkte, ons is uitgelewer aan 'n klomp goed. Maar dit is die realiteit waarmee ons boere elke dag mee te doen het. Ek het nog so 5 minute. Ek gaan afsluit. Die dag toe ons ophou om met mekaar te debatteer, gesond te verskil en te debatteer, daai dag het ons die stryd begin verloor. Ons het onsself gaan struktureer binne ons landboustrukture, dat die ouens verder af net moet kennis neem. Ek het niks teen akademici en voorligtingsmense, niks, ek het niks teen hulle nie. Die probleem is net, dis maklik om vir die boere te sê, julle moet sny op julle kunsmis, ons gaan vanmiddag 'n gesprek hê daaroor, daar is maniere om daar uit te kom. Maar dis maklik om te sê, jy moet meer effektief boer. Ek het nou die dag na 'n boer in Amerika in sy sojaland gestaan en kyk. Toe sê hy, hier's my sojas, kyk hoe mooi is hulle. Ek gaan nie geld maak nie. Hy sê, nou praat die ouens van subsidies. Hy sê, ek kan gaan kyk in Amerika, dis nie die boere wat vra vir subsidies nie. Hy sê, wat ons boere vra, is 'n billike inset en 'n billike prys. Dis hoekom ons hier is. Hulle het vir my, daai het op daai video gesê, die ouens wat die staat vra, om subsidies vir die boere te gee, is die insetverskaffers. Dis die realiteit, waarmee ons boere elke dag, en ons kan eintlik niks daaraan doen nie. Ons moet dit maar net aanvaar. So my pleidooi is vandag, vir almal wat hier is, of jy aan die insetkant of aan die uitsetkant, of in georganiseerde landbou, of in die staat, in die ministerie is, of in die departement is. Vanaand, as jy jou lig afsit, en jy is alleen, dan vra jy vir jouself, is dit regverdig teenoor die boere? Teenoor die hart van ons land, die hart van die industrie, is dit regverdig? Doen ons genoeg? Doen ons werklik genoeg om daai ons op hulle plase te hou? Dis nie lekker as jou vriend jou bel, wat dieselfde ouderdom as jy is. Hy sê, ek boer ook nou 40 jaar. Ek het hard gewerk om te bou. Ek is besig om alles te verloor. Dis nie lekker nie. Ander punt wat ek wil uitwys, vir die industrie, vir die akademici, vir die ouens wat statistieke najag. Hulle sê maar statistiek is soos 'n meisie met 'n bikini. Jy sien baie, maar jy sien nie alles nie. Daar was 'n klompie maande of kwartale wat die landbou persentasie gewys gegroei het. As jy kyk hoe goed gaan dit met landbou.
Dan kom maar 'n negatiewe syfer uit. Dan word daai syfer betwyfel, maar dis nie so hoog nie. Dan koop 'n boer grond in Hoopstad vir R145.000 per hektaar. Dan sê die slim mense, "Jesus, kyk hoe goed gaan dit met landbou." Jy moet mooi gaan kyk wat het daar gebeur. Hoekom het die ou daai prys betaal? Ek sluit af met die volgende om aan te gaan dink. 2023 se statistieke se syfers. Die produsent, die primêre produsent se bydrae tot BBP is tussen 2.6 en 2.7%. Die landbouindustrie se bydrae is 16%. Ek vra die vraag, waar word die geld gemaak? Nie voor die plaashek, na die plaashek. Want die ou na die plaashek het beheer oor sy prys. Die ou voor die plaashek het dit nie. Kom ons dink 'n bietjie. Dis nie lekker vir baie mense om dit te hoor nie. Dis die boer se realiteit. Ek pleit vandag. Maak oop julle oë. Kom ons maak ons oë oop. En as jy bereid is en jy verskil van my, ek is na die kongres nog hier. Kom ons praat met mekaar. Dis wat ek in my brief van 20 maande terug ook gesê het, asseblief. Kom ons praat met mekaar. Daar's ouens boontoe op. In georganiseerde landbou, alle respek, wat groot salarisse verdien. Soos back and closure of enstowwe of die gesprekke rondom dit nog 'n maand uitgestel word. My salaris val die einde van die maand in my rekening. Boer se vrees was 'n klomp maande terug. Hulle gaan my plaas toemaak. Ek kan vir 'n jaar nie my kalvers verkoop nie. Sonder simpatie of empatie met jou omstandighede. Kom ons dink mooi waarmee ons besig is. Ek sê vir julle baie dankie.